Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo, liewe maatjies, as jy daai dientjie hoor, dan weet jy dit beteken net een ding. Ja, jy's reg, Storytyd saam met Juffrou Blanche. En vandag se storie se naam is Albertus die Jakkalsie, 'n dag op die plaas. En dis geskryf deur Aline de Pettigny. Vandag neem oupa Takbok vir Albertus en sy maatjies op 'n uitstappie. Hulle sien al die hele week daarna uit, maar hoe hard hulle ook al probeer om uit te vind waarheen hulle gaan, oupa Takbok hou dit 'n geheim. "Daar sê hy, ons is hier," nadat hulle net 'n klein entjie deur die bos gestap het. "Sjoe, maar dis naby," sê Albertus 'n bietjie teleurgesteld. "Ons het dan skaars begin stap." "Ons is by Tannie Liefie," sê oupa. "Julle sal sien, haar plaas sal julle betower." "Betower?" roep Rosa uit. "Kom net, julle sal sien," sê oupa. "Hallo kinders," sê Tannie Liefie, "bly om julle te verwelkom." "Hallo Bokkie," sê sy en glimlag vir oupa Takbok, wat met blink oë vir haar glimlag. "Ek dink ek hou van Tannie Liefie," fluister Lia. "Ek dink sy hou van hom, want sy het homself 'n troetelnaampie gegee," giggel sy saggies. "Wil julle na die bye kom kyk?" vra Tannie Liefie. "Hulle maak laventelheuning." "Ag nee, nou steek hulle ons," sê Hanno bangerig en vat Rosa se handjie. "As jy hulle nie pla nie, sal hulle niks aan jou doen nie. Kom!" En almal volg vir Tannie Liefie. Die byekorwe is in die veld naby die laventelstruike, wat in die somer vreeslik lekker ruik. Die bye vlieg zoem, zoem rond, heen en weer tussen al die korwe en die veld. Die maats trippel en sing vrolik terug na die plaashuis toe. "Dis darem maar lekker hier by Tannie Liefie." "Sjoe, kyk net die mooi tomaties," roep Bertie uit toe hulle in die tuin kom. "En die arbeie," roep Rosa opgewonde uit. "En die murgpampoentjies." "Dis eintlik komkommers, maar jy is reg, hulle lyk baie soos mekaar," verduidelik Tannie Liefie. "Wil julle help om die goed te pluk wat ons vir middagete nodig het?" "Ja," sê almal gelyk. "Reg so, kom ons pluk 'n paar tomaties, 'n komkommer, 2 rooi eie, 'n rooi soet russie, 'n bietjie kruisement en basiliekruid. Daar's ook olywe uit die tuin wat reeds ingelê is." "En vir nagereg?" vra Hanno. "Arbeie, natuurlik." "Hier, vat die mandjie en pluk hulle versigtig," sê Sissie. Albertus wil die tomaties pluk. Hy lek reeds sy lippe af vir die heerlike ete wat hulle gaan voorberei. Almal sit die goedjies wat hulle gepluk het op die tuintafel neer. Tannie Liefie bring die olywe, olyfolie, sout, peper en 'n groot slaaibak, messe en natuurlik lekker feta kaas. "Ek sal die komkommer sny," sê Albertus. Die jakkalsies, konsentreer, want hy wil homself nie raak sny nie. Hy werk versigtig, want 'n mens kan nie wil te kere gaan met 'n mes in jou hand nie. Rosa is besig om die kruisement en die basiliekruid fyn te kap. "Sjoe, maar dit ruik heerlik." Daar's 'n paar bytjies wat vir hulle kom hallo sê en op die tomaties gaan sit, maar hulle bly gelukkig nie lank nie. Skielik hoor hulle Tannie Liefie snuif. Sy huil. "Haai, wat het gebeur?" vra oupa Takbok besorg. "Wat's fout?" Groot trane rol oor haar wange. Nee, dis net die eie wat my oë laat traan," sê sy, en sy lag. Almal is verlig. Toe die slaai gereed is, gaan sit al die maatjies om die tafel. Wat 'n heerlike ete! Nadat hulle die slaai geëet het, kom die nagereg. Arbeie met 'n lekker skeppie laventelheuning. "Weet julle, sonder die bye sou ons niks gehad het om te eet nie," sê Tannie Liefie. "Hulle maak die heuning, maar hulle bestuif ook al die plante. Danksy hulle, die son, die grond en die water, kon ons al hierdie dinge nou geniet."
En dit is ook te danke aan jou, sê oupa Takbok en gee vir Tannie Liefie 'n sagte swinkie op haar wang. Oupa Takbok was reg, die plaas het ons betower, sê Hanno. Ja, hier is alles wat 'n mens gelukkig kan maak, sê Albertus en hy lagte vrolik. Wat 'n lekker uitstapie na die plaas toe. En dit is baie belangrik dat ons kan leer dat baie belangrik is. En mens moenie sommer bye doodmaak as hulle naby mens speel of selfs op jou kom sit nie. Mens moet net doodstil sit, hulle sal vinnig wegvlieg. Maar as jy hulle kwaad maak, dan het jy groot moeilikheid. Nou toe maatjies, dit was so lekker om weer by julle te kuier. Tot 'n volgende keer, arrivederci! Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.